En ek is 'n deel van die reel van hip-hop. Wat 'n show is oor reel en hip-hop wat vermeng word. Dan die musiek en die dansers en die verskillende tipe sang. Is eintlik 'n malle meule. Ja, daar gebeur die hele tyd nuwe dinge. As ek maar net hip-hop vat. Ek kom uit die 90er jare uit, jy weet, waar hip-hop soos Brasse van die Kaap en Prophets of the City en daai ouens hip-hop gedoen het. Die hip-hop dan was kwaad, was hartseer, was rebel, jy weet, was rebels. Maar dit was nie sulke moeilike rymkletsery nie, jy weet, dit was nie so intricate rymskemas en sulke goeders nie. En net voor daai era was dit weer die fun, jy weet. Oh, it's me and the DJ here, just standing in the atmosphere. It's fun goeders. Tot die klem verskuif het na die MC, toe die rymkletser self. En Afrikaans het ook met dieselfde patroon geloop. Na Brasse van die Kaap met die van goedjies deurgekom het die patrone begin verander. Eers wil ons net die hele leksikon op die tafel sit en wys sy kennis, sy boekekennis. En toe raak dit baie meer in terme van flow. Flow het absoluut belangrik geraak vir ouens, jy weet, om te wys sy skill, metafore, beeldsprake, alliterasie, al hierdie goed. En tans is ons daar waar daai goed gebemeester is. Nou is dit elke ou vir sy plekkie in die son. Ek dink daar word definitief nuwe klanke in Afrikaans. As mens kyk na hoeveel invloed daar is van die buiteland af en hoeveel nuwe klanke daar ontdek en ontgin word, is daar definitief werk nodig in die Suid-Afrikaanse mark en definitief in die Afrikaanse mark, sodat Afrikaans nie meer as 'n genre geklassifiseer word nie, maar dat verskillende genres binne Afrikaans onderskei word. Ek droom dat daar 'n groot ontploffing kan wees in Afrikaanse hip-hop en veral brein Afrikaanse hip-hop. Ja, ek sou sê dit is 'n groeiende deel van die bedryf. En ja, daar is al reeds vernuwing besig om te gebeur. Dit is iets wat ons kan teenvoeter omdat die chemistry van ons land dit toelaat. Kruisbestuiving gebeur op 'n natuurlike manier. En ja, soos die afgelope 25 jaar nou al afgetik het op ons nuwe Suid-Afrika, het interaksie vermeer tussen ons en dit gee lewe aan 'n nuwe tipe kultuur. Die Afrikaanse musiekbedryf het nie noodwendig vernuwing nodig nie, want hy is besig om homself te hernuwe. Ja, ek dink genre is al lankal nie meer iets wat 'n mens so kan kategoriseer nie. Dit is so moeilik om in 'n winkel te stap deesdae en te vra vir iets onder 'n spesifieke genre, want jy gaan dit net nie kry nie. Om vir jou 'n idee te gee, Afrikaans byvoorbeeld is 'n genre. Van al die 11 tale is Afrikaans die enigste een wat 'n genre is. Dit is so pity, want byvoorbeeld hip-hop, ek is 'n Afrikaanse hip-hopper, jy gaan nie my goed onder hip-hop kry as jy in 'n winkel stap nie. Die probleem is dat almal wil uniek wees en saam met die uniekheid val dit onder wêreldmusiek of folk of eclectic of whatever. Jy gaan nie meer kan sê wat is wat in die toekoms nie. Selfs nou, hip-hoppers stry ook oor wat is hip-hop. Is dit wat op die radio regtig is dit hip-hop of is dit nie hip-hop nie? So ja, ons gel en werk saam met mekaar omdat die idee is maar om altyd uniek te klink en baanbrekerswerk te doen in jou musiek. En dit vorm dan weer nuwe kategorieë en goeders, maar eintlik is daai nie die belangrike deel nie. Dit is vir ouens wat kommersieel dit sien en na syfers kyk en dit wil graag boekstaaf en so aan, maar vir ons is dit nie so belangrik nie. Maar dit is iets wat al vir jare plaasvind. Dit is hoe jazz ontstaan het, dit is hoe hip-hop ontstaan het, dit is hoe feitelik elke ding daar buite ontstaan het. Die feit dat daar nie grense is nie. Daar is niks in Afrikaans wat nog nie gedoen is nie. En 10 jaar terug was dit nie so nie. Dit was 'n luisterliedjie was maar 'n beperkte ding en dit moes op 'n sekere manier klink. En intussen het ons expand na hip-hop, na rap,
na reggae, na techno beats. I mean, mense soos Hewel, fantastiese musiek is nog steeds melodies baie sterk, maar ons het 'n baie sterk tegnologiese element in al hulle musiek, jy weet, programming, elektroniese klanke. So ek probeer nou dink, die enigste genre wat ek dink nog so klein bietjie kan doen met meer Afrikaans is jazz. Want dit is nou my geliefde musiek. Ek is lief vir jazz. So ek sal regtig ekstaties wees die dag as daar 'n full-blown 100% jazz album op die mark verskyn. Daar's baie kunstenaars wat hier en daar 'n song doen. Ek het byvoorbeeld een jazz liedjie en Koenie het 'n jazz liedjie op sy album en so aan. Maar jy weet, soos 'n kunstenaar wat fokus soos Diana Krall of Stacey Ken net 100% op jazz. Maar verder dink ek ons is gedek hoor. Ons het 'n wonderlike Afrikaanse ontploffing gehad in alle kleure en geure en rigtings. Dis niks nuut nie. Ek meen ons het saamgewerk met baie mense destyds. Die musiek, moenie vergeet van die Karstens wat Hoeka se tyd al met wonderlike samewerkings gekom het met ander musikante nie. So dis nie 'n nuwe ding hierdie samewerk met musikante nie. Miskien is ons net meer eerlik daaroor. Miskien is ons nie so in onsself vasgevang in ons politieke verlede meer nie. Miskien moet ons ook maar net gaan sit en onthou waar ons vandaan kom. Waar hierdie land vandaan kom en daaruit dan nuwe goed maak. Ek dink die toekoms van Afrikaanse musiek is baie opwindend. Net binne Crescendo alleen as ek vat in die laaste paar jaar hoe dit evolve het en waar ons letterlik gegroei het van amper 'n ligte liedjie genre af, streng, na waar ons begin het om klanke soos reggae in Afrikaans te ontgin en waar ons hip-hop begin incorporeer het binne Crescendo en R&B en jazz en soul en daai klanke begin ontwikkel. Oor 'n jaar van nou af, oor 5 jaar van nou af gaan die Suid-Afrikaanse musiekmark baie anders lyk en baie meer opwindend en baie meer toeganklik vir meer kunstenaars, maar ook baie meer toeganklik vir meer luisteraars. Dit was lekker om deel te neem aan die produksie. Dit was 'n tyd daar wat stresvol geweest het, want ons het gedink, hoe kan hulle verwag ons saam met hiphop dansers? Nee. Toe maar okay, ons het die ding gedeel gekyk en saamgewerk en vandag het ons die eindproduk behaal. Maar dit was nie moeilik nie, dit was nie maklik, dit was nie altyd maklik nie. Maar ons het dit behaal. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.